Goeiedag, baie welkom by die jaar 26 en as jy nou hierdie nog baie jare gaan kyk, is ons in ons 2026 en ons gaan aan met lesing 18 en het gaan nog oor die roepstem vir die Here vir jou bediening. Hoekom is dit so belangrik dat ons moet deel wees of hoor wat God vir ons gee? Dit is baie belangrik om te ontdek wat ek en jy of die kenmerke van goddelike leierskap. Leierskap is vir die Here baie belangrik. En ek dink dis 'n autoriteit wat ons neem om dit te kan verstaan en dit wat die Here wil hê ons moet beleef en wat hy wil hê ons moet doen. So ons is so klein bietjie nog op hierdie leierskap en die roeping en die roepstem van die Here tot jou, want die Here wil jou bekwam en ek wil hê jy moet dit vir jouself sê. Ek wil nie net 'n Bybelskool doen nie, ja natuurlik om die kennis op te doen, maar ook om te verstaan wat dit beteken dat die Here jou gaan roep om hierdie goddelike leierskap na vore toe te gaan. Ek wil begin om die Here dankie te sê, dankie vir julle wat so getrou is en getrou die Bybelskool doen. Onthou, ons is oop vir enige vrae, is lekker om 'n klomp boeke te lees, is lekker om die woord van die Here te lees, en is lekker om te doen wat die Here wil hê ons moet doen. So, as jy gou jou Bybel oopmaak en jy lees saam met my, of vat notas, maak baie notas, is baie belangrik, luister, pause, stop, dis wat dit so lekker maak van die opname, dan gaan ons uit Lukas uitlees, Lukas 4, en ons gaan daar lees vanaf vers 18 tot 19, 2 enkele verse. En as ons gaan kyk, dan sien ons, hulle het geen nodigheid vir hoë en vir name nie. Hulle wil net hierdie dienaars wees wat God dien. Dit is nou sy disippels. En hoor wat sê hy vir ons in vers 18. Hy sê hierso, die gees van die Here is op my. Hierdie is my so baie mooi. En ek dink dit was 'n jaar of 2 jaar terug ook ons tema van die kerk, dat die gees van die Here op ons is. Ons moet so gevul wees met die gees van die Here. Hy sê die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees. Hoor daar. So ons het 'n roeping. Ons het 'n belangrike taak om te vul om hierdie evangelie aan die armes te bring en aan hierdie wat verbrysel van hart is. Met ander woorde, 'n verslae gees het en 'n gebroke hart het. Wat dalk miskien voel, maar Here, waar is U? Hoekom is U nie in die nabyheid nie? En so stuur die Here jou, Bybelskoolstudent, die Here het jou 'n kenmerk gegee om autoriteit te neem, om bekwaam te word, om deur sy woord, deur sy gees wat op jou is, onthou dit altyd, om jou te gebruik as 'n dienaar. En as ons hier lees, dan sien ons, hulle hoofdoel of die doel is om na die behoeftes van ander om te sien. Nou ja, en dit is baie belangrik. Ons praat hier oor die kenmerke van goddelike leierskap. En dit is belangrik. As ons hierdie gedeeltes kyk na die kenmerke van leierskap, dan kom ons eintlik agter dat ek en jy moet getrou wees. Wanneer ons gaan kyk in die woord van die Here, al sy geroepe dienaars, sy disippels, mense wie hy geroep het, koninklike in die Ou Testament, die koningskap, alles wat hy aangestel het of wie hy aangestel het, was getrou. Al het hulle ook foute gemaak, al het hulle ook baie keer moeg geword, al was hulle ook mat. Dit maak nie saak nie. Weet jy wat? Die feit is, hulle was getrou tot die roeping. En hulle het begeer om altyd die beste te doen vir God en om God te behaag. En hierdie is belangrik. Hierdie moet jy neerskryf. In Lukas 4 vers 18 en 19 moet jy daar langs aan skryf, omdat die gees van die Here op my is, doen ek dit om God te behaag. Hulle besit 'n aanneemlike gees. En dit is belangrik om ons tema vir 2026 is soek die wysheid van die Here. En dit is ook vir my 'n kenmerk van leierskap, is om hierdie aanneemlike gees, eerlikheid en om loyaal te wees en betroubaar te wees. En ons moet ook erken, en ek het nou gesê, dat ons het ook foute, en hulle het ook foute gemaak, en die disippels het foute gemaak. As jy kan onthou Petrus, as jy onthou Judas, baie van Jakobus, lightning and thunder, die twee,
Almal van ons het foute, en almal van ons maak een of ander tyd in ons lewe 'n eerbare fout. Maar weet jy wat, wanneer ons 'n aanneemlike gees, 'n eerlike gees op ons het, dan weet ons ook dat ons meer smag na die heiligmaking in die leierskap, in die roeping van dit wat God vir my en vir jou gee, sodat ek en jy baie uit dit uit kan leer. En natuurlik leer ons baie self daaruit, en dit is ooreenstemmend met Handelinge 5 vers 15. En ek dink dit is ook iets waarna ons moet gaan kyk. Kan ek net gou vinnig dit weer vir jou lees? Jy sal sien is op die skerm. Die gees van die Here is op my. Hoor mooi. Omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees. Maar hoor wat sê vers 19. Hier's die belangrikes. En ons moet dit nooit in ons lewe vergeet nie. Om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig. Om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om 'n aangename jaar van die Here aan te kondig. Jo, dis mooi. En hierdie is baie belangrik. Hulle erken hulle tekortkominge, hulle beperking, hulle swakhede. Maar weet jy wat? As mens is ons so gewillig om te verbeter en om beter te word. En weet jy wat? Soms kom maar 'n bangheid in 'n mens se lewe, soms nie, maar baie kere moet ons nie toelaat dat hierdie bangheid ons oorheers nie, en nie bang vir berisping hê nie. Ons moet nie bang wees om dit wat God se woord ons leer en te doen, om dit na buite te vat nie. En hulle is nie mense behaars nie, en dit is vir my baie mooi. Ek hou van die evangelie, en ek hou van die Nuwe Testamentiese evangelie, en ek is so bly ons is in 'n tyd van dit waar ons in lewe, en waar ons gebore is, dat ons ook hierdie Nuwe Testamentiese evangelie aan die mensdom kan verkondig. En een ding, Galasiërs 1, is dat ons nie mense behaag nie, maar dat ons daar is om God te behaag. En hulle hoofdoel, my en jou hoofdoel, Bybelskoolstudent, hoor baie mooi, is om God se wil te vervul. Here, laat u wil geskied, Matteus 6, die gebed van Jesus, die Onse Vader. Soek die wil van die Here. Kom ons lees gou saam Handelinge 5 vers 29. Kan ons dit gou saam lees? Ek blaai gou soontoe, gee jou ook 'n geleentheid. Jy skryf dit neer, die Handelinge evangelie, en dit is so belangrik dat ons dit saam lees. Jy moet lief wees vir lees en jou Bybel leesprogram gereeld doen. Hoor wat sê hy vir ons in die 25ste vers. Hy sê hierso vir ons, 29ste, skies tog vanaf Handelinge 5. En Petrus en die apostels antwoord en sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. Die mense gaan vir jou anders te vertel. Die mense gaan vir jou vertel, maar die kerk is skynheilig. Jesus sê dit, hulle geveinsd is. Die mense gaan vir jou sê die Christendom, die mense gaan vir jou goed sê, die mense gaan jou uitwys op jou lewe. Maar onthou, selfs hierdie mense se lewe was nie volmaak nie. Maar die Gees is op hulle. Ek kan net nie altyd dink dat ons uit ons eie of deur 'n gees gedrewe gees wat die Here vir ons gegee, die Heilige Gees, moetswillige sondes gaan doen nie. Nee. Hulle geloof is in God. Hoor wat sê die woord hierso. En Petrus en die apostels antwoord en sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. En dit was hulle hoofdoel gewees. Hulle geloof was in God. Hulle vrees en vertrou hom in hulle daaglikse wandel. Hoor baie mooi. En ons praat nog steeds oor ons geestelike roeping. Dit is ons Bybelskool se tema waar ons nou op is. Hierdie is vir my baie belangrik om ek wil nie net is 'n leringe is iets wat jy moet verstaan dat die Here jou geroep het en is 'n geestelike roeping. Die Here soek gelowige dienaars. Hy soek dienaars soos Dawid, hy soek hierdie dienaars wat hy self met olie kan salf. Hy soek hierdie dienaars wat gewillig is. Hy soek hierdie dienaars wat gevestig is of om hulle self ook te vestig in hom en hulle die ewige lewe soek en vir ewig in hom sal woon. Dienaars wat sal staan in die sterkte van die almagtige God. En dis wat so lekker is
is dat ek hier kan sit en die Here lê op my hart iemand, en ek bid vir iemand wat in die Kaap is, of ek bid vir iemand wat ver is, want ek staan sterk in die Almagtige. Die God die Vader is 'n Almagtige, hy is die alomteenwoordige God. Die vyand, Satan, is nie alomteenwoordig nie, hy is teenwoordig. Hy is die heerser van hierdie aarde, maar hy is nie alomteenwoordig nie. En daarom wil ek hê jy moet hoor, ons praat oor word 'n persoon wat God gebruik. En as jy al by hierdie tyd kom, dan moet jy al opgewonde wees, dan moet jy al kan sê, weet jy, ek wil 'n persoon wees, of 'n diensknegt wees, ek wil in 'n leierskap wees met autoriteit, wie God kan gebruik. Aan al sy dienaars, het die Here beloof, dat die goddelose hulle nie sal uitoorlê nie. En dit sien ons in die boek van Dawid. Dawid sê, my vyande is talryk voor my, maar elke keer het die Here vir my ingetree. Ons sien dit in die wyse boek van Spreuke, hoe die Spreuke ons leer om ons lewe en ons wandel en ons lewenswandel te rig, hoe God wil hê dit. Ons sien dit in die evangelies, ons sien wat Jesus ons geleer het. En dit is wat die Here beloof. Hy sê, ek sal julle vyande weerslaan, of neerslaan, ekskuus tog. Kom ons lees gou daaruit Psalm 92. Dis ook 'n mooi boek, die boek van Psalms, en ek wil gou saam met jou lees daaruit 92, en ons lees daar so 'n paar enkele verse saam. Hy sê, maar u, vers 11, op die skerm van Psalm 92, maar u verhoog my horing soos van 'n buffel. Ek is met vars olie gesalf. Hoor jy die olie? Hoor jy in hierdie tye van die Bybel, hoe praat hy met olie? Die gees van die Here, die olie wat op jou is, die salwingsolie, die krag lê nie in die olie nie, maar hoor die klem, hoe God die olie gebruik. Hoor wat sê hy? Hy sê, en met vars olie salf, vers 12, en my oog sien met welgevalle neer op die wat my voorlê, my ore hoor van die wat teen my as kwaaddoeners opstaan. Vers 13, die regverdige sal groei soos 'n palmboom. Hy sal opgroei soos 'n seder op die Libanon. En dan sê hy in vers 14, geplant in die huis van die Here, waar? Geplant in die huis van die Here, sal hulle groei in die voorhowe van ons God. In die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra, hulle sal vet en groen wees, om te verkondig dat die Here reg is, my rots, en in hom is geen onreg nie. Mag dit so wees. Skryf daar langs dit, mag dit so wees. En hier kom jou opdrag op die skerm, en ek wil hê jy moet vir my hierdie asseblief doen. Hier is die opdrag. Die beginselvaste regverdige sal gedei soos 'n palmboom. Hoor gou mooi. Ons het dit nou gelees, hoor baie mooi. Die beginselvaste regverdige sal gedei soos die palmboom. Wat beteken dit vir jou? Hier is die opdrag. Wat beteken dit vir jou? Skryf vir my hierdie opdrag. Wat sê hierdie lering, lesing 18, wat sê dit vir jou? So nou moet jy 'n bietjie gaan navorsing doen in jou eie. Bid oor dit, vra die Here om dit vir jou te gee. Die beginselvaste regverdige sal gedei soos 'n palmboom. Wat beteken dit vir jou? Kan ek gou vir jou iets lees? Die regverdige sal groei soos 'n palmboom. Hy sal opgroei soos 'n seder op die Libanon. Ek wil nou nie, jy moet vir my, en as jy tot hier geluister het, skryf dalk vir my vers 13 neer, sê ek het vers 13 geluister of gelees, maar jy moet vir my uitbrei. Wat beteken dit vir jou? So in jou eie woorde, ek dink net dit is goed om jou eie siening daaroor te hê, en ek wil net sien, wat is jou siening daaroor, wat dit vir jou beteken. Jare gelede, ek onthou, my pa se ma, my ouma was 'n baie gelowige mens gewees, en ek het jare later ook 'n prediker dit hoor sê, maar sy het op 'n jong ouderdom 'n beroerte gehad, en sy was verlam aan die een kant, maar ongelooflik lief vir die Here, en haar woorde was altyd so, sy het dit in my gespreek, dat jy sal nog werk vir die Here, en toe jare later het ek gehoor hoe 'n prediker gesê het, wanneer God jou roep, sal hy deure vir jou oopmaak en voorsien. Wat dit ook mag neem om daardie roeping te vervul.
En die roeping of die bediening of om te werk vir die Here is nie altyd 'n gelyke pad nie. Ek dink daar is meer opdraandes, daar is meer berge wat voor jou lê as enige iets anderste. Maar ek onthou altyd hoe sy my vasgedruk het en hierdie woorde, hierdie verklaring het soos 'n fotodruk in my lewe geword en ek het altyd geweet dit is wat dit vir my beteken. En ek het al baie ernstige Christene teengekom wat vir die Here baie lief is en 'n bepaalde roeping het, maar hulle beweeg ongeduldig die Here se tyd vooruit en dit is hoekom dit vir my so belangrik is om oor hierdie te praat. Hulle gaan hierdie goddelike afspraak vooruit. Jy sien en dan kom 'n mens agter eintlik, maar weet jy wat, die resultate is gewoonlik frustrasie of mislukking of hulle te ontnigtering. Hulle begin in hulle self te twyfel. Ons gaan praat in lesing 19 oor reageer op die goddelike roeping. So ons gaan nou in ons volgende lesing 'n bietjie praat oor reageer op die goddelike roeping. Baie dankie dat jy saam geluister het in lesing 18, gaan doen daardie opdrag, doen dit so, luister dit weer, lees dit, hierdie hele goddelike roeping en hoekom dit so belangrik is. Miskien snap jy dit nog nie, miskien sê jy maar nog net, maar die Here het nog nie met my gepraat nie. Jong, ja, as die Here die dag met jou praat en hy gaan jou gebruik, is daar nie 'n terugkeerkans nie. Dankie, seën tot 'n volgende keer.